Numeriese patrone. So as ons met numeriese patrone werk, dan moet ons seker maak ons patrone is in 'n sekere volgorde. Kom ek wys vir jou. So jy gaan heel moontlik so 'n tabel kry. Dan gaan jou onderwyser vir jou vra, jy moet 'n reël gaan uitwerk wat by hierdie tabel pas. En wanneer jy dan die reël gekry het, moet jy die reël gebruik om die tabel te voltooi. So hoe werk dit? Ons gaan net gou eers seker maak. Staan daar in die boonste ry 1, 2, 3, 4. Want as daar in die boonste ry staan 1, 2, 3, 4, kan hierdie metode vir jou baie lekker werk. So dit wat jy nou voor jou sien, sê baie mooi bo 1, 2, 3, 4, hulle tel in ene, so ons kan my metode gebruik. Kom ons kyk nou na die onderste rytjie, my y-rytjie. So dan gaan vra jy vir jouself, is daar 'n getal wat hulle elke keer by plus? Mens noem dit 'n konstante verskil. So is daar elke keer presies dieselfde getal wat hulle daarby plus, en daarby plus, en daarby plus. Nou ons kan sien, hierso het hulle elke keer 2 bygesit. So ons weet daar is 'n konstante verskil. So as daar 'n konstante verskil is, dan sê ons hulle het gemaal met 2. Maar as jy nou kyk na daai 1 maal 2 is mos nie 5 nie. 1 maal 2 is 2, maar nou hier staan 'n 5. So dan weet ons moet nou iets bysit. So ek het my 2, maar ek wil graag 5 hê. So dan weet ek moet nog 3 bysit. Nou kom ek wys vir jou hoe lyk die reël. Hierdie reël sê vir ons, as ek y wil hê, dan moet ek 2 keer x vat, so daarbo is my x, so ek moet 2 van die boonstes vat, 2 ene, en dan moet ek nog 3 by plus. So of ek moet 2 2's vat, 2 2's is 4, as ek nog 3 by plus, dan kry ek 7. Of ek vat 2 3's, kyk hier waar ek die 2 kry, ne? 2 3's, daar so is my x, 2 3's is 6, plus daai 3 gaan vir my 9 gee. So nou weet ek die reël wat ek geskryf het, werk vir dit wat vir my gegee is. Nou gaan ek daai reël gebruik om die tabel te voltooi. So nou vat ek die 20, dan doen ek nou die reël met hom. So ek gaan sê 20 maal 2 is 40, plus 3 is 43. Dan gaan ek sê 50 maal 2 is 100, plus 3 is 103. Kom ons kyk of jy hierheen kan doen. Onthou nou, die heel eerste ding wat jy gaan kyk in die boonste lyntjie, het hulle geskryf 1, 2, 3, 4. As jy sê ja, dan kan ons aangaan. In die onderste lyntjie, nou moet ons gaan kyk, is daar elke keer 'n konstante verskil? Het hulle elke keer presies dieselfde getal bygesit? So van 3 na 10 is plus 7, van 10 na 17 is weer plus 7, en van 17 na 24 is weer plus 7. So nou weet ek, hulle het elke keer geplus 7, so daar is 'n konstante verskil, so ek skryf my reël. Maar kom ons dink gou eers, wat gaan my reël nou wees? Ek het nou my konstante verskil van 7, dan sê ek 7 keer 1. Maar 7 keer 1 is die 3 nie. 7 keer 1 is 7. Maar ek wil graag 3 hê, so dan weet ek moet minus 4. So daar is my reël, ons gaan minus 4. So hierdie reël sê vir my, as ek y wil hê, dan moet ek 7x'e vat, so ek vat 7 van die boonste rytjie, minus 4. So kom ons kyk gou sommer hier by 4 of het werk. 7 keer 4 is 28, minus 4 is 24. So ek sien my reël is reg, want hy werk vir nog 'n getal in daai rytjie, in die tabelletjie. Kom ons kyk gou nog een. Hierso is weer my tabelletjie, bo staan 1, 2, 3, 4, so ek weet hy's lekker, ek kan met hom werk, stap 1 is reg, stap 2 is daar 'n konstante verskil. So kom ons kyk na die onderste rytjie, sit hulle elke keer presies dieselfde getal by, dit lyk vir my asof hulle elke keer 4 bysit, so ek kan nou aangaan met my reël. 1 maal 4, onthou nou ons gebruik die konstante verskil vir die kere, vir die maal, maar 1 maal 4 is 4, ek wil graag 8 hê, so ek gaan moet plus 4, so daarom lyk my reël so, ek gaan sê, as ek y wil hê, dan moet ek 4x'e vat, so ek moet 4 van die boonstes vat, en ek moet nog 4 bysit. So kom ons kyk gou, as ek vir 20 nou vat daarbo, ek gaan die reël nou gebruik om sy antwoord te kry. So 20 maal met 4 is 80, plus 4 is 84.
50 maal 4 plus 2 gee vir my 204. So ek vat my reël wat ek gemaak het en ek gebruik hom om die tabel te voltooi. Kom ons kyk hierheen. Nou lyk dit vir my asof daar nou nie boaan staan 1, 2, 3, 4 nie. Daar staan nou 2, 4, 6, 8. So nou moet ek gou eers vir 1 en 3 daar gaan invul, voor ek enigstens verder kan gaan. So kom ons sit gou eers vir 1 en 3 daarbo in, want onthou juffrou het gesê, daarbo moet staan 1, 2, 3, 4. Nou moet ek gaan probeer uitdink, wat gaan ek nou onder daai 3 skryf? Ek moet nou presies gaan uitwerk, watter getal is presies tussen 7 en 13. Nou 'n maklike manier om dit te kry is, jy vat die 13 minus 7, dis 6. Dan sny jy daai 6 presies in die helfte, dis 3. En dan sit jy die 3 by die 7, en dan sien jy dis 10. Nou moet nou nie my woord daarvoor vat nie, gaan toets hom eers. Van 7 na 10 is mos plus 3, en van 10 na 13 is weer plus 3, so hy werk baie lekker. So wat gaan ons nou onder daai 1 skryf? Ons gaan 4 daar skryf, want ek gaan ons nou terugtel, né? 3 minus. So ek gaan 7 vat minus 3, en dan gaan ek die 4 kry. En nou kan ek my metode gebruik, want nou staan daar in die boonste ry 1, 2, 3, 4, en in die onderste ry is daar nou 'n konstante verskil. 'n Konstante verskil beteken hulle het elke keer presies dieselfde getal bygetel. So van 4 af na 7 toe is plus 3. Van 7 af na 10 is plus 3. Van 10 na 13 is plus 3. So nou gaan ek daai 3 gebruik om by my x te sit, maar 1 maal 3 is 3. En ek wil graag 4 hê. So dan moet ek plus 1. So my reël gaan so lyk. Ek gaan sê ek gaan 3x vat, so ek gaan 3 van die boonste getalle vat. So ek gaan 3 ene vat. En dan het ek nog 1 nodig, so ek gaan nog 1 plus. So ek gaan 3 6e vat, 3 6e is 18, plus nog 1, dan kry ek 19. So kom ons gebruik nou hierdie reël, om daai goedjies ook in te vul. Ons gaan nou sê 10 maal 3, of 3 keer 10, maak die saak dieselfde ding. 3 keer 10 is 30, plus 1 gaan vir my 31 gee. Dan gaan ek sê 44, daar is 'n bietjie moeiliker een, maar jy gaan werk om uit, want ons het al maalsomme gedoen. Ons gaan sê 44 maal 3 plus 1, gee vir my 133. So, ek gaan my reël gebruik om my tabel te voltooi. So ek moet eers my reël kan uitwerk, voor ek my tabel kan voltooi. Kom ons kyk gou hierdie enetjie. Weereens daarbo staan nie 1, 2, 3, 4 nie. So ek moet dit eers gaan invul, voor ek enigiets verder kan doen, moet ek seker maak in my boonste rytjie staan 1, 2, 3, 4. So kom ons gaan vul vir 2 en vir 3 en vir 4, maak seker hulle is almal daar. Ek het vir 2 en vir 4 ingevul. Nou moet ek gaan uitvind, wat moet onder daai 4 geskryf word? Want hy moet ons nou 'n maatjie hê. So nou vat ek die 9, waar is hy? Daar is die 9, minus 5, so 9 minus 5 gee vir my 4. Ek sny daai 4 in die helfte, ek halveer hom. So 4 halveer is 2. So nou weet ek, my verskil gaan nou 2 wees. So ek gaan nou hierso sê 5 plus 2 is 7. En hierdie kant toe as ek nou terugwerk, gaan ek mos nou minus. So 5 minus 2 gaan wees 3. En onthou nou, ons moet mos nou toets. Ons moet seker maak, het ek nou die regte getalle hier ingevul? Is daar nou 'n konstante verskil? Kom ons kyk. Van 1 na 3 is plus 2. Van 3 na 5 is plus 2. Van 5 na 7 is plus 2. Van 7 na 9 is plus 2. So sien jy, daar is nou 'n konstante verskil. Almal is nou mooi dieselfde plus sommetjie wat elke keer gebeur het. So ons sê van 1 na 3 was plus 2. Van 3 na 5 was ook plus 2. Van 5 na 7 was ook plus 2. So yes, daar is nou 'n konstante verskil. Ek kan nou aangaan met my tabel. So 2 is nou my getalletjie. Maar 1 maal 2 is 2. En hier staan 'n 1. So ek wil nie 2 hê nie, ek wil 1 hê. Daarom moet ek minus 1. So dit is hoekom my reël gaan wees 2x minus 1. So as ek y wil hê, dan moet ek 2x vat minus 1. So met ander woorde, kom ons vat sommer gou vir 7.
2 x'e, met ander woorde 2 7's, want 7 is hier so in x'e ry, 2 7's is 14, minus 1 gee vir my 13, so nou weet ek my reël werk. Dan vat ek my reël, ek gebruik hom om die res van die tabel in te vul. So nou sê ek 2 honderd's minus 1 gee vir my 199. 2 200's minus 1 gee vir my 399. Kom ons probeer hierdie enetjie. Weereens, kyk mooi na die boonste ry, daar staan nie 1, 2, 3, 4 nie. So kom ons gaan vul gou eers vir 2 en vir 4 in, voor ons enigiets verder doen. So kom ons vul gou eers vir 2 en vir 4 in. Nou moet ek gaan uitvind, wat moet nou onder daai 14 staan? So ek vat 19, kom ons kyk gou waar is 19, daai 19, minus 13, ek wil weet wat is die verskil tussen hulle twee. Hoeveel getalle lê daar tussen hulle? 19 minus 13 is 6. Die helfte van 6. Onthou ek wil mos nou in die middel kom. So ek gaan die helfte vat, want die helfte is in die middel. So 19 minus 13 is 6. Die helfte van daai 6 is 3. So ek gaan 3 by die 13 sit. Dan gaan ek 16 daar kry. En as ek hierdie kant toe gaan, dan gaan ek weer minus 3. So dan gaan ek 10 kry. Maar onthou nou, ons moet mooi seker maak, né, om die konstante verskil te kry. Maak seker dat daar konstante verskil eers is, voor jy enigstens die reël probeer doen. So van 7 na 10, yes, plus 3. Dan van 10 na 13, weer plus 3. Van 13 na 16, weer plus 3. So ek weet nou, ek het nou vir myself daar 'n konstante verskil gemaak. My konstante verskil is nou 3. So die 3 gaan definitief by die x staan. Maar 1 mal 3 is 3. Ek wil 7 hê, ek wil nie 3 hê nie. 1 mal 3 is 3, maar hier staan 'n 7 onder die 1. So daarom weet ek gaan met plus 4. So ek gaan, as ek y wil hê, moet ek 3x'e vat, so ek moet 3 van die boonste getal vat, en dan moet ek nog 4 by plus ook. So kom ons kyk gou hier vir 5. 5, as 5 nou 1 kom, so 3 keer 5 is 15, plus 4 is 19. So ek weet my reël gaan nou lekker werk. So kom ons voltooi die tabel, ons sê 3 keer 100 is 300, plus daai 4, moenie van die 4 vergeet nie, is 304. Dan gaan ek sê 3 keer 200 plus 4 gaan vir my 604 gee. Kom ons probeer nog enetjie. Weereens, daar staan nie 1, 2, 3, 4 bo nie. So ek moet dit gaan invul, ek moet gaan seker maak. Elke keer as ek 'n tabel kry, moet ek doodseker maak, is die goed in volgorde. Tel hulle in die boonste lyn in ene. So hier tel hulle nie in die boonste lyn in ene nie. So ek moet nou dit gaan invul, sodat dit 1, 2, 3, 4 word. Kom ons kyk gou daar. Nou wat gaan nou presies daar onder daai 4 staan? Onthou nou, ons gaan nou sê 27 minus 17. Kom ek wys jou, waar kry ek dit? 27 minus 17. Dis 10. Maar ek wil mos in die helfte kom, tussen hulle. So ek het nou niks met 10 te doen nie, ek wil die helfte van 10 hê. So ek vat die helfte van 10 en dis 5, dan sit ek daai 5 by die 17, sodat ek hier in die helfte kan kom. 5 is mos die helfte van 10. So dan sê ek, daar gaan staan 22, en as ek wil terugwerk, dan gaan ek sê minus 5. 17 minus 5 as ek terugwerk, dan gaan daar 12 staan. So nou sien ek, daar so het hulle geplus 5, daar het hulle weer plus 5, daar het hulle weer plus 5, so daar is 'n konstante verskil, so ek kan my reël gebruik, ek kan sê 5x, maar 1 mal 5 gaan vir my 5 gee, dit gaan nie vir my 7 gee nie, ek wil graag 7 hê. 1 mal 5 is 5, maar ek wil 7 hê, so wat moet ek doen? Plus 2. So daarom, kom ons maak net gou seker voor ons nou aangaan, laat ons net eers seker maak ons reël is reg. So as ek 5 5 vat, kyk daar so is mos 'n x, want hy is in die boonste ry. So as ek 5 5 vat, dan sit 25, plus 2 gee vir my 27. So ek kan sien, hy gaan werk, daai reël is perfek. So nou gaan ek die res van my tabel invul. So 5 keer 100 is 500, plus 2 is 502. 5 keer 200 plus 1 gee vir my 1002. Ok, ek hoop hierdie het gehelp.